is so goed om jou vanoggend weer te sien. Hallo Cathy, lekker dat jy saam met ons inskakel. Ek moet sê, ons is vanoggend so klein bietjie laat. Eers was ons laat gehardloop sommer net met die goeders in ons huis en toe is dit tegnies so goed en toe is alles sommer net de mekaar. Maar dis goed om vanoggend so saam met jou te kan begin. Hallo Elmarie, lekker dat jy hier is. Hallo Emmy. Ons is so amper aan die einde van ons oordenkings vir die jaar. So ons het nog so 3 kies oor, dis Woensdag, Donderdag, Vrydag. Dan is ons klaar vir die jaar en ons is besig met die name van Jesus, wat hy ook oor homself gesê het. En vanoggend praat ons oor Jesus wat die lig is vir die wêreld. Nou kom ek sit sommer daarso vir jou die teksgedeeltetjie op. Johannes 8 vers 12 wat sê, toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nou wil ek vanoggend vir jou vra, was jy al ooit op 'n plek waar dit so donker is, dat jy nie jou hand voor jou oë kon sien nie? Dis nogal 'n scary plek om te wees. Ek weet partykeer as 'n ou op die platteland is, of as jy op 'n ver afgeleë plaas is, en daar's nie ligte rondom jou nie, dan is dit in die aande so donker, as dit nog donker maan of bewolk ook is, dat jy absoluut niks kan sien nie. Dit voel amper asof jy so aan die donkerte kan vat, as dit so donker is, nê. En as jy 'n lig aansit, al is dit net 'n ou kersie, of al is dit net 'n ou piepklein liggie, jou selfoon se liggie, dan is daai donkerte sommer klaar beter. Nou as ons in Johannes 8 vers 12 lees, sien ons Jesus sê, hy is die lig vir die wêreld. En dan gaan hy nog verder, dan sê hy, as iemand hom volg, sal hulle nie in die duisternis lewe nie, maar sal in die lig wees. Hoekom? Want ons het aan die lig van die lewe. Jesus is die lig van die wêreld. Nou wat het lig en lewe met mekaar te doen? Kom ons kyk gou hier in Genesis 1 vers 3. Dis die eerste keer wat ons lees oor lig. So in die skepingsverhaal is die heel eerste ding wat God skep, is lig. As ons in Genesis 1 vers 3 tot 4 lees, sien ons daar staan, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed is, God het toe die lig en die donker van mekaar verskyn. Nou dit laat my sommer dadelik dink aan 1 Johannes 1 vers 5, wat sê, God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie. Nou as mens, ek het al gehoor dat daar mense is wat sê, dat hierdie lig wat in die begin geskep is, die son is mos eers heel later geskep, heel in die begin, heel eerste dag, het die lig in die wêreld ingekom, en toe later het God die son geskep. Nou as mens mooi daaraan dink, dan maak dit sin dat God self die lig is, wat op die eerste dag in die wêreld ingekom het. So hy het sy eie lig in die wêreld ingestuur, om dit te verlig, en van die duisternis ontslae te raak. Nou as ons bietjie aan lig dink, ons het lig nodig om te leef. As jy daaroor dink, ek weet ons hoor baie die afgelope tyd oor fossiel brandstowwe en steenkool en olie en al hierdie dinge, maar al hierdie energie kom eintlik maar van lig af. Die son is die grootste bron van energie wat ons op aarde het. En sonder lig sou ons heeltyd, dink net 'n wêreld sonder lig, ons sou heeltyd in die donker rondgeloop het, ons sou in goed vasgeloop het, ons sou kon seer kry, daar sou glad nie plante gewees het, dit sou nie kon groei nie, daar sou nie kos gewees het nie. Om die waarheid te sê, sonder lig sou die wêreld nie kan bestaan nie. En ons het dieselfde behoefte aan lig. Sonder Jesus se geestelike lig kan ons nie bestaan nie. Ons het behoefte daaraan dat die lig van God in ons harte in sal skyn. Sy lig wys vir ons wie ons regtig is. Sy lig wys vir ons die realiteit. Sy lig is die lewe. Ons het sy lig nodig om van die duisternis wat in ons is, ontslae te raak. Nou, hy het gekom om die duisternis uit mense se harte uit te vat. Ons hoef nie meer in die geestelike duisternis rond te strompel nie. Geestelike duisternis lei tot sonde en tot dood. Maar Jesus het ons kom vrymaak van hierdie duisternis. En dan lees ons mos nou weer in 1 Johannes, dat as ons in hom is daar geen duisternis nie. Hy het alle duisternis kom
kom wegvat. Nou, ons kan vanoggend weer 'n keer die besluit maak om die lig te volg. As ek vir jou weer 'n keer daai eerste teksgedeelte kan opsit, dan gaan jy sien daar staan dat wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie. En dalk is daar areas in jou lewe vanoggend waar jy voel, maar hier's duisternis. Ek weet nie lekker watter pad om te gaan nie, of ek weet nie lekker wat om hier te doen nie. En in hierdie duisternis hoor ons vanoggend weer dat Jesus sê dat ons hom kan volg, dat hy vir ons die pad kan wys en dat ons op grond daarvan in die lig kan lewe. En dan kan ons Kolossense 1 vers 13 tot 14 waar word in ons lewe. Kolossense 1 vers 13 tot 14, ek het nou vanoggend hom nie opgesit nie, wat sê, God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding en die vergifnis van sondes ontvang het. En ons kan dit vanoggend, kan ons dit bely oor ons lewe. Ek dink ook as ek aan lig dink altyd aan Psalm 119 wat sê, U woord, en Jesus het ons gesê, hy is die woord, in Johannes 1 staan daar, Jesus is die woord, U woord is 'n lamp vir my voete, en 'n lig vir my pad. Ek wil jou vanoggend uitnooi, dat jy hierdie lig deel maak van jou lewe, dat Jesus se lig en Jesus se wysheid vir jou, soos die vuurkolom sou wees, wat in die nag die Israeliete beskerm het, wat vir hulle krag gegee het, wat vir hulle die pad aangedui het, en dat ons dit in ons lewe ook sal doen, want Jesus het aarde toe gekom, sodat ons dit kan beleef. Mag jy vandag 'n geseënde dag hê, mag jy God se oorvloed beleef, mag jy beleef hoe hy jou nuut maak en vry maak, en mag jy beleef hoe sy genade ook jou vandag dra.